onlangs gesien dat een van die villens hier op die plaas 'n bietjie aflyk vir my. En ons kon nie regtig agterkom wat fout is nie, behalwe dat hy 'n lae koors gehad het. En uiteindelik het ons besluit dat ons maar bloed moet trek. Ek en my vriendin het probeer om dit te doen, maar dit was 'n verskriklike gesukkel, want ons is nie veeartse nie. Uiteindelik het 'n barmhartige Samaritaan ons gehelp om dit reg te kry. Nou, daar's volwassenes wat bang is vir naalde. Hulle sal partykeer jare lank met hierdie onderliggende siekte loop, net omdat hulle nie kans sien om te laat bloed trek nie. En alhoewel dit partykeer die enigste manier is om uit te vind wat die probleem is. In ander opsigte in ons lewe is dit ook partykeer nodig om bloed te trek. Soos wanneer jy agterkom daar's iets af in jou eie lewe. Jy is moer as gewoonlik, maar jy kan nie regtig dit klassifiseer as 'n siekte nie. Jy word dalk vinniger kwaad, of jy sien raak by jou vrou of jou man of jou kind, dat hulle stiller is as gewoonlik, dat hulle mense vermy of jou vermy, dat hulle negatief is oor dinge. En dan is dit partykeer ook nodig om spreekwoordelik bloed te trek. En dis 'n delikate proses. Vra vir my en my vriendin wat 'n perd vol gate gesteek het om haar te probeer kry. En dis nog meer belangrik dat 'n mens die regte persone sal kry om die bloed te trek, maar veral te diagnoseer, te ontleed wanneer mense diagnose maak. Want ons as mense is maar baie keer geneig om ons eie diagnoses te maak, om te sê daardie persoon het ADHD of is bipolêr of het depressie, wanneer dit nie ons plek is nie. Jy maak baie keer so die probleem net nog erger. Wat ons wel kan doen is om raak te sien dat daar 'n probleem is. Ook by onsself. En dis die moeilikste. En dan ook die moed te hê om te gaan hulp kry. Om die bloed te laat trek, al is jy angsbevange. En soms is die resultate skokkend. Soos dat jy nog steeds met daai seer binne in jou loop, soos iemand wat inwendig besig is om uit te bloei. Partykeer sien jy by iemand anders raak dat hulle nog steeds met daai skuldgevoelens binne in hulle is, wat soos 'n parasiet in hulle bloed hulle besig is om stadig dood te maak. Soos die valse skuldgevoelens oor iemand anders se dood of iemand anders se swaar kry wat hulle in hulle dra. Of miskien hulle ouers egskeiding. Dit kan mense siek maak en inwendig doodmaak. En daarom is dit nodig dat ons by die regte mense sal uitkom, om bloed te trek, om dit te diagnoseer, letterlik en spreekwoordelik. En ons moet ook toelaat dat God bloed trek. Om na hom toe te gaan en ons skuld voor hom te bely en oor dinge te praat en die seer uit ons te laat uitvloei. Om toe te laat dat sy genade en vergifnis druppel vir druppel die onrus in ons genees. Ons het so 'n paar weke gelede Paasfees gevier. Was 'n lekker lang naweek en toe is dit verby en toe moet ons weer aangaan met al die dinge waarmee ons in die lewe besig hou. Maar ek dink ons moet asseblief nie vergeet wat Paasfees eintlik beteken nie. Dat ons ook ons bloed deur Christus moet laat ontleed. Dat ons onthou dat hy agtergekom het dat ons van binne af besig was om te sterf. En dat hy ons gered het. Dat God Christus in hierdie wêreld ingespuit het. En na die Sondagoggend, toe ons al 3 dae dood moes gewees het, toe loop ons saam met die opsigter in die tuin. Luister wat staan dan in Psalm 94. As die Here my nie gehelp het nie, was die stilte van die graf seker al my tuiste. Toe ek gedink het my voete gly, het u troue liefde my regop gehou, Here. Toe ek met baie onrus in my binneste sit, het u vertroosting my tot rus gebring. Mag ons dan onthou om gereeld ons bloed te laat trek. Dit te laat ontleed
en God se diagnose te aanvaar, sodat ons weer genees kan word, deur sy bloed, deur sy vergifnis. En dat ons dit verander kan doen, dat ons met ander daardie genesing kan deel. Kom ons luister nou na die gedig. Waar is die aar waar die lewe loop? Want ek bloei net dood. My are dra gal en gif, swart galligheid en groen jaloesie. Dit stroom uit my uit, die woede stol nie. Oorsagtig draai ons verbande bo oor gebrokenheid, verbind, maar nie heel nie. Maar die oog nie sien nie, sweer in die geheim. Ek sweer. Hierdie keer sal ek stilhou en nie weggeruk nie, sal ek toelaat dat u bloed trek, nie terugduins vir die prik nie. Ontleed my volbloed sondaar volledig. Wees my bebloede hande genadig. 3 dae later kom die verbande af en ek staan verbaas voor die graf langs 'n tuinier met gate in sy hande.